Hallo liewe Kiekskerk maats, ek hoop dit gaan sommer nog baie goed met julle. Eintlik weet ek sommer dit gaan baie goed met julle want die eksamens is mos verby en nou wag daar 'n lekker lang Desember vakansie vir julle. Maats, mag vandag se saamkuier rondom Jesus se woord vir julle elkeen ook 'n goeie ervaring wees. Daarom groet ek julle ook in die naam van Jesus, ons koning en ons vriend. Amen. Nou kom ons begin ons diens op die regte manier en daar's nie 'n beter manier nie as om die Here te loof en te prys vir alles wat hy elke dag vir ons doen nie. So kom ons sing die volgende liedjie lekker saam. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord, die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Welkom terug maats, kom ons sluit die oë en dan bid ons ook saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie geleentheid om weer vandag so by mekaar te kom, al is ons nie fisies by mekaar nie, dat ons mekaar ook oor die skerm kan sien en dat ons meer van U kan leer. Dankie dat U so goed is vir ons en ons so baie seën. Here, help ons om mooi te luister na vandag se boodskap en ook te verstaan wat U vir ons leer. Ons bid dit in U naam. Amen. Maats, wie van julle hou van ballonne? Ek dink die meeste van julle, nee, veral heliumballonne, daardie ballonne wat jy aan 'n toukie moet vashou, anders styg hulle so hoog in die lug op. Daardie ballonne wil gewoonlik hoog vlieg en vry wees. Nou dit is amper soos ons harte. God het ons gemaak om vry te leef, vol liefde en blydskap, maar ook om vir Jesus te volg. Maar het julle al agtergekom, partykeer dan lyk ons soos 'n ballon wat moeg geraak het. Dis so asof ons nie wil opstyg nie, asof ons nie lus is nie, asof ons nie krag het nie. Nou vandag gaan ons gesels oor daardie dinge wat ons keer om partykeer ook so vry soos 'n heliumballon te wees. Nou maats, ek het vandag 'n ballon gebring wat daar op die skerm verskyn met 'n paar gewigte. Nou hierdie gewigte is dinge wat ons soms aan ons harte vashou en aftrek in plaas van om te laat opstyg. Nou in die kerk, as ons nou saam was, dan sou ek een van julle vorentoe geroep het om my te kom help. Maar ek wil hê julle moet vandag julle verbeelding gebruik terwyl julle daar van die huis af kyk. Nou ek gaan vir julle elke keer 'n gewig wys en op die gewig is daar 'n prentjie of 'n naam van dit wat ons terughou partykeer en maak dat ons ballon nie vry kan styg en dat ons kan vry wees nie. Nou die eerste gewig wat ons partykeer terughou om daardie vryheid van Jesus te beleef, is die ek eerste gewig. Nou ek eerste beteken ek wil altyd in alles eerste wees. Of ek wil hê dinge moet altyd op my manier gebeur. Nou wonder ek, hoe kan 'n mens van hierdie ek eerste gewig losmaak?
Ek dink, wanneer ons van mekaar self ook 'n beurt gee, 'n maatjie of jou boetie of sussie, en vir hulle eerste geleentheid gee om iets te doen, kan daardie gewig ligter raak. Of wanneer ons luister, of as ons iemand anders byvoorbeeld eerste laat loop. So dit is alles voorbeelde om hierdie gewig af te haal van ons ballon. Maar daar's 'n tweede gewig wat 'n mens baie keer keer om vry te leef, en dit is die gewig van jaloesie. Nou jaloesie gebeur mos wanneer ek wens ek kan kry wat iemand anders het. En as ek jaloers voel, dan moet ek onthou, kan ek ook daardie gewig laat ligter word wanneer ek dankie sê vir dit wat ek reeds ontvang het, en ek kan bly wees vir ander mense wat ietsie goed ontvang het, in plaas daarvan dat ek die hele tyd my lewe met hulle vergelyk. Maar dan is daar 'n derde gewig, en daardie gewig wat ons terughou en keer om vry te wees, is die gewig wat ek gewoonlik vir almal rondom my wil beïndruk, sodat hulle van my hou. Partykeer doen ons mos dinge sodat mense moet wow sê en dat die kollig op ons val. Maar maats, dis baie beter om jouself te wees, om eerlik en eg te wees, en ook om die regte dinge te doen, selfs wanneer niemand ook kyk nie. So daardie gewig om heeltyd so in die kollig te wees en spoggerig te wees, kan ons ook ligter maak wanneer ons ook eg is. En dan die laaste gewig, en dit is ook een wat ons baie keer terughou en keer om vry en opgewonde en bly te wees, is dat ek so besitlik raak oor my goed en my geld, en dat ek net nog en nog wil bymekaar maak. Nou hoor mooi, om baie speelgoed en goed te hê is nie verkeerd nie, maar die probleem is, wanneer my goed of speelgoed belangriker raak as God, of wanneer ek dit nie kan deel nie. Nou maats, hierdie ballon van ons gaan al hoe ligter raak, soos wat ons die gewigte afhaal. En dis eintlik waaroor vandag se storie gaan. Die Bybel vertel vir ons van 'n man wat na Jesus toe gekom het. En hierdie man het 'n klomp slim vrae gehad, maar hy het ook 'n klomp besittings gehad. Ons kan amper sê gewigte wat hom teruggehou het om vry te leef. Maar daar was iets ook wat soos 'n gewig aan sy hart gehang het. En hierdie storie vind ons in Markus 10, daarvan vers 17 tot 31, en julle kan dit gerus ook in julle kinderbybels gaan lees. Maar verbeel julle gou die volgende toneel. Jesus stap saam met sy vriende op 'n pad. Die mense het geluister terwyl hy baie mooi gepreek het, en ewe skielik roep iemand daar uit die skare uit. En hierdie man het vinnig aangehardloop na Jesus toe. En hy gaan staan reg voor Jesus, en dan buig hy amper van haastigheid, en hy sê, Jesus, ek wil graag vir altyd naby God wees. Wat moet ek doen om dit reg te kry? Jesus het rustig na hom toe gekyk, en toe begin vra oor hoe hy elke dag leef. Hy het vir hom gevra, hou jy by God se reëls? Toe het hy ook vir hom gevra, respekteer jy ander mense? Leef jy elke dag reg? En elke keer het die man ja geknik. Ja, Jesus, ek het dit van kleintyd af al probeer doen, het die ryk man gesê. En toe gebeur daar iets mooi. Die Bybel sê, Jesus het na hierdie man gekyk, en hy het baie van hom gehou. Jesus het gesien dat hierdie man se vrae is regtig opreg. Hy wil graag vir God dien. Maar Jesus het ook gesien dat daar iets in sy hart vassteek. En daarom sê Jesus vir hom, maar vriend, daar is nog een ding. Ek wil hê, as jy naby aan God wil leef, dat jy jou geld en jou goed sal gebruik op 'n manier wat jou vry maak. Jy moet dit ook gaan deel met ander mense. Moenie dat dit jou vasbind soos 'n gewig nie. Kom dan en volg my. Ag, ai maats, en toe Jesus dit sê, toe verander die man se gesig. Toe raak hy hartseer. Nie omdat Jesus kwaad was met hom nie, want Jesus was glad nie kwaad nie. Maar hy het hartseer geraak, omdat sy geld en sy besitting so belangrik was vir hom. So belangrik, dat hy nie bereid was om los te maak daarvan nie. Dit was soos 'n gewig wat hom styf vashou. En daarom het hy toe weggestap, baie hartseer. En Jesus het hom agterna gekyk, want Jesus het hom regtig lief gehad. Jesus wou hê sy hart moes lig wees. Hy wou hê hierdie man moes vry wees om hom te volg. So maats, dis eintlik 'n baie tragiese storie.
Jesus sê nie hierso dat alles wat ons het is sleg nie, maar hy vra vir ons, net soos wat hy vir daardie man vra, wat is eerste in jou hart? Wat is die belangrikste? As enige iets anders die eerste plek vat as die Here, dan is dit eintlik maar 'n gewig. En dan raak dit baie moeilik om Jesus te volg. Onthou, Jesus soek nie jou geld nie. Jesus wil jou in my harte hê. Nou maats, as jy ouer is, hier van graad 4 tot 6, of dalk as jy al kan skryf, kan jy nou 'n stukkie papier en 'n skryfboek nader trek. Nou ek wil hê julle moet sommer 3 groot sirkels op die papier trek terwyl ek gesels. Skryf in die eerste sirkel God. En dan in die tweede sirkel skryf jy ek. En in die derde sirkel skryf jy my goed. So dis God en ek en my goed. Nou gaan ons 'n bietjie dink oor hierdie 3 sirkels. Kyk mooi na elkeen, God en ek en my goed, en dan vra jy jouself af, watter een van hierdie 3 voel vir jou die belangrikste in jou lewe? Kom ons praat gou-gou vinnig oor elke sirkel en dan help ek jou ook om mooi te kies. Die eerste sirkel gaan oor God. Nou God is eerste wanneer ek hom elke dag ook deel maak van my dag. Nou dit beteken nie ek moet die hele tyd bid nie, maar dit beteken ek moet hom nie vergeet nie. Voorbeelde van hoe ek God groot kan maak in my lewe hierdie week is, ek kan elke oggend of aand vir hom sê, Here, help my vandag om goed te doen. Of ek kan probeer om die regte ding te doen in 'n situasie, selfs as dit vir my moeilik is. En derdens maak ek God groot as ek ook onthou om dankie te sê vir alles wat hy vir my doen en vir dit wat goed uitwerk. Maar daar's 'n tweede sirkel en daardie tweede sirkel noem ons die ek-sirkel. Die sirkel van ek raak groot wanneer alles om my draai. Nou dit gebeur ook met ons, nê? Nee? Partykeer raak ons kwaad as ons nie dadelik kry wat ons wil hê nie. Of partykeer is ek so haastig en ek wil eerste wees. Partykeer is dit ek wat nie luister na ander nie en my eie kop volg, my eie raad volg. Maar ons kan dit verander. Ons kan vir God vra om ons te help, om ook aan ander mense te dink en nie net aan onsself nie. En dan die derde sirkel is die my goed sirkel. Nou ek sê weer, dis nie verkeerd om 'n klomp goed te hê nie. Die Here seën ons ook. Maar hierdie sirkel raak te groot wanneer daardie dinge vir my belangriker voel as mense of as God. Nou voorbeelde daarvan is as ek nie my speelgoed of my geld met iemand anders in nood wil deel nie. As ek kwaad raak wanneer my boetie of sussie dalk aan my goed vat. Of as ek aanhou dink dat ek net nog meer wil hê sodat ek meer gelukkig kan wees. Nou maats, wat kan ons doen om hierdie sirkel kleiner te maak? Jy kan hierdie week ietsie gaan deel met iemand. Dalk iets wat vir jou kosbaar is, maar so kan jy iemand se hart ook bly maak. So gebruik jou goed om ander mense ook gelukkig te maak. En sê vir die Here, Here, help my om vandag meer dankbaar te wees vir wat ek het en nie net nog te wil hê nie. Nou wanneer jy klaar hierdie 3 sirkels geteken het, kies dan een spesifieke ding wat jy hierdie week wil doen om God se sirkel die grootste te maak. Miskien kan jy iemand gaan help sonder dat hulle weet dit was jy. Jy kan dit in die geheim doen en dan verras jy hulle met 'n mooi briefie of dalk 'n geskenkie. Jy kan ook elke dag dankie sê vir 3 goed in jou lewe. As jy jou oë oopmaak, gaan sê dankie vir 3 goed waarvoor jy dankbaar is. So maak jy God se sirkel groter. En derdens kan jy ook vir jouself sê, ek gaan nie hierdie week my lewe met iemand anders se lewe vergelyk omdat ek dink hulle lewe is beter nie. God gee vir ons alles wat ons nodig het. En dan laastens kan ons ook sê om God se sirkel groter te maak. Ek gaan eers bid voordat ek iets groot koop en partykeer iets koop wat ek nie eintlik nodig het nie. Vra vir die Here of dit regtig nodig is dat ek ook dit kry. Kies dan een ding en probeer dit hierdie week. God sal dit sien en hy sal jou help. Goed, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, partykeer raak ons harte ook baie swaar. Help ons om al hierdie dinge wat ons terughou om vry te leef, ook vir U te gee. Partykeer hou ons te styf vas aan al ons goed.
Leer ons om dit reg te gebruik en nie toe te laat dat dit ons vasbind soos 'n gewig nie. Here, partykeer wil ons altyd eerste wees. Help ons om ander raak te sien en hulle lief te hê. Maak ons harte lig, sodat ons U kan volg met vreugde. Leer ons om te deel, om vriendelik te wees en te doen wat reg is, al sien niemand nie. Dankie dat U ons liefhet. Amen. Maats, onthou, net so lig soos 'n ballon raak as die gewigte af is, net so lig kan jou en my hart raak as ons al die verkeerde gewoontes afhaal. Dit is wat Jesus graag met ons harte wil doen. Nie vol gewig te pak nie, maar vry wees om hom te volg. Maats, baie dankie dat julle ook vandag saam gekuier het. En as ons mekaar dalk nie weer sien nie, mag julle 'n baie geseënde tyd ook hê. Lekker rus die vakansie en ook saam met julle familie ook kuier. Dankie ook vir elkeen wat getrou ons bediening hier by die Kiekskerk en die familiebediening ondersteun. En as jy vandag ook 'n bydrae wil maak om hierdie werk voort te sit, is daar nou ook inligting op die skerm om dit te doen. Maats, mag julle 'n baie geseënde week hê, tot ons mekaar volgende keer weer sien. Totsiens, maats.